Ja, na 'n paar weke, seker so 2 of 3 weke, is ons nou weer terug by mekaar. En ons sit vanmôre net soms so met mekaar om die tafel en praat. Sit te gesels met mekaar. En ek is die afgelope 2 weke, 3 weke deur 'n baie moeilike tyd, geweldige moeilike tyd. Ek het dit self nie verstaan nie. Ek sê julle eendag miskien inbring, maar ek is definitief besig om iets te leer. Ek is definitief besig om uit dit wat ek ervaar. Maar wat het ek net hier gesien vanoggend weer uit dit wat ons gesels het? Weet jy nou waar is 'n groot probleem? Ons is te besig. Ons is te besig. Gaan sit terug en dan kyk jy. En dan kom ons as kinders van die Here en dan sê ons, weet julle wat, ek het 'n bietjie tyd met die Here spandeer. Maar het jy al gaan kyk hoe lyk daai tyd wat jy met die Here spandeer? Dis ergens 10 of 15 minute of 'n halfuur wat jy indruk in 'n baie besige program. En dan het jy ook 'n program hoe jy dit doen. Ek moet nou soveel lees en ek moet nou 'n hoofstuk lees en ek moet nou dit lees en nou het ek klaar, nou voel ek baie goed oor myself, maar nou het ek dit nagekom. Dink 'n bietjie daaroor. Want waaroor gaan dit? Die blokkades in ons gebed. Blokkades in ons gebed. Nou hier moet ons baie versigtig wees. Want jy sien, ons bid, en ons kom by mekaar, en ons gesels, en ons bid nog, en dan werk dit nie eintlik nie. En dan bring ons nog 10 by. En dan moet ons bid. Maar weet julle wat? Dis nie waaroor dit gaan nie. Want die vraag is, wat blokkeer die gebed? Nee, maar ons het nou sonde, en God wil ons nie hoor nie, en weet jy wat, God luister nie na ons gebede oor hierdie goed nie. Glad nie hoor, glad nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Daar's te veel goed in ons lewens. En hierdie te veel goed in ons lewens bring die blokkade. Ek wil vir julle hierdie storie vertel. Dis nou seker so 3 jaar terug. Maar op 'n stadium het ek begin, ek kan nie onthou hoe dit gekom nie, maar ek onthou vaagweg het ek net begin agterkom, weet jy wat, my oë is nie so lekker nie, ek moet 'n bietjie gaan laat toets, en laat alle brokkery. Kom toe by die ou wat die toetse doen, en hy werk toe deur my toets, en hy doen toe die toets, en hy sê, nee, daar's 'n ander probleem, want dis nie 'n probleem met die oor nie, maar ek moet laat kyk daarna. Laat toe kyk daarna, en ek vind toe uit, maar ek het 'n katarak. Ag, en ek loop daar uit, ewe parmantig en ewe arrogant, en ek sê vir myself, weet jy wat, ek gaan die Here vertrou, ek gaan die Here hieroor vertrou, ek gaan staan op die woord sê ek is genees, en deur sy wonde is ek genees, en ek staan op daardie woord, en ek gaan genees word, en 'n jaar later, toe kan ek nie meer uit die linker oog uit sien nie, sien. Is Jesus met my? En weet jy wat, Jesus is daar, maar ek doen dit op my eie. Dit verstaan ons nie. Nou bid ek, nie dink ek bid nie, ek bid. En ek bid, niks gebeur nie, wat gebeur nie, ander oog begin gaan. En ek staan op die woord, 3,5 jaar lang. Toe ek naand nie meer die robot kan sien nie, toe weet ek nou het ek 'n probleem. Maar ek vir 3,5 jaar gaan staan. En toe ek op die plek is waar ek nie meer kon nie, toe gaan sit ek. En ek sê, Here, wat sê u oor hierdie saak?
Hy sê vir my met jou oë oor te opereer. Ek sê, ek bestraf die duiwel net al. Ek gaan nie opereer nie, die Here gaan my genees, die Here gaan met my wees, die Here is by my, ek gaan dit nie doen nie. Nou hou ons vir 3 maande so aan. Ek sê, ek sal nie gaan nie, al moet ek 'n bestuurder kry, wat my rondry in die dag, maar God gaan my genees. Let op waarmee is ek besig. Ek is besig om God nou te forceer. Ek is besig om nou te af te dwing op wat hy sê. As ek gaan bid, dan voel ek die Here sê, laat jou oë opereer. En eintlik toe gaan ek na my broers toe en ek gaan sit by hulle en ek sê vir hulle, luister, hier is die situasie, ek weet nie waarom te doen nie. En die een het my so gekyk te sê, weet wat, jy moet jou oë laat opereer. Nou is ek vas. Ek laat toe my oë opereer, beide van hulle word geopereer, maar die dokter het my eintlik gewaarsku, dat weet jy wat, jy moet nou verstaan, jy gaan nou beter sien, maar jy kan nou nooit weer jou oë terugkry soos wat dit was nie, en. Toe ek deur hierdie hele fase is, en ek begin my sig terugkry, toe gaan sit ek, en ek sê, Here, jy moet my wys. En hy vat my in 'n skrifgedeelte in, waar hy praat oor die oë van die hart. En ek besef net, weet jy wat? Die son was altyd om my. Die lig was altyd by my. Alles was om my soos altyd. My vrou, die robotte, die karre, alles was daar, maar ek kon hulle nie sien nie, want daar was 'n verharding in die lens. Dit kon die lig nie deurlaat nie. Verstaan wat ek jou wil leer. As daar 'n verharding in jou hart is, kan die lig van God nie deurkom nie. Dan doen jy alles op jou eie. Maar jy staan op die woord. Maar jy staan by God. Jesus is daar. Ek erken hom in my lewe. Ek bid en ek het elke oggend stilte tyd. Maar is hy met my? Is hy in dit waarmee ek besig is, of is hy nie in dit nie? Nou kom ek vanmôre en ek sê vir jou, wat is die groot probleem? Daar's aspekte in ons lewens, wat die verharding van ons harte meebring. En daar's verskillende klop goed. Weet jy wat, as die goeie Afrikaner is ons altyd net gerig op die sonde. Ek kan dit nie verstaan nie, maar okay. Maar daar's baie ander goed wat jou hart kan verhard. Eiesinnigheid is 'n baie goeie voorbeeld. Want dis hoe ek dit doen. Ek wil vir jou vra, het jy al ooit gedink aan beheer? Het jy al ooit gaan sit en sê, weet jy wat? Wie is in beheer hier? Nou hoor my mooi, daar's verskillende aspekte, daar's verskillende goed in ons lewens, wat maak dat ons harte verhard is. En omdat ons harte verhard is, kan ons die bediening van die Heilige Gees nie daar ervaar nie. Onthou net een ding, wees net versigtig, nou nie 'n maagpyn kry nie. Ek praat nie van die dag of van die feit wanneer die gawe van die woord van kennis en die woord van wysheid beweeg nie. Dan gaan jy kan hoor by die Here. En iemand anders sal vir jou kom bid. Maar dis nie waaroor ek hier praat nie. Hier praat ek van verhouding. Ek praat van verhouding waar ek self by die Here verneem, alhoewel ek nie daardie gawes in my lewe het nie. Of nie in my lewe funksioneer nie. So een van die goed wat ek vanmôre op die tafel wil sit is beheer. Wie is in beheer? Want waarom? Ons is in beheer. Nou kom ek sê vir jou, hoekom sê ek so? Kyk 'n bietjie sê jy 'n probleem het. Nou staan hier 'n probleem op. Wat is die eerste ding wat jy doen?
Jy sit en jy dink aan jou probleem, en jy dink aan, dis die probleem, dis wat hier in die gang is. Wat is die tweede ding wat jy aan dink? Wat gaan ek maak? Wat gaan ek doen? Nou is jy besig om die probleem te bedink, nee. Sonder dat jy eintlik regtig weet waarmee is jy besig om dit in jouself om te draai. Maar daardie draai in jou, daardie omdraai en daardie gebed wat jy eintlik vir jouself bid, begin paadjies in jou brein bou. Mindsets. En dan kom jy met die oplossing. Dis eintlik soos 'n goeie stew wat jy besig is om te bou in die oond. Jy gooi al daai goed en jy bedink hulle en jy praat oor hulle en jy praat met die ou en jy praat met daai ou en jy is besig om te bedink. Jy is besig om jou eie pad te loop. Nou gaan bid jy. Nou raak dit interessant. Want onthou, God antwoord jou hart. Nou wanneer jy na God toe kom en jy kom kniel voor hom, wat sien jy? Hy gaan jou nie antwoord nie. Waarom? Want hy gaan nie teen jou wil nie. Wat is jou wil? Dit wat jy uitgedink het. Want wat jy besig is om te doen, jy is besig om die oplossing vir jou probleem na hom toe te bring. En jy is besig om dit voor hom te stel. En wat het ek nou? Dis my wil. Dis wat ek wil. Dis hoe ek het sien. En nou bly ek in beheer. Ons verwys daarna as die beginsel van lineariteit. Die beginsel van lineariteit. Wat is die beginsel van lineariteit? Ek het 'n probleem. Ek bedink my probleem. Ek bekommer my oor my probleem. Ek word 2 uur in die nag wakker oor my probleem. En ek is besig om hom te stuw. Dan kry ek die oplossing. Dan vat ek die oplossing na God toe, sodat God my oplossing vir my kan gee vir my probleem. En dan antwoord hy my nie. Hoe weet jy dat jy in lineariteit beweeg? Want jy is teleurgesteld. Jy begin nader in depressie aangaan. Waarom? Want die oplossings wat jy tafel toe bring vir jou probleem werk nie. Jy die een na die ander. Kan ek vir jou dit bietjie nader aan die huis bring? Baie van ons het 'n prentjie wat se geestelike wandel ek met God wil hê. En dis hoe dit moet lyk, en dis wat ek moet doen, en dis hoe, selfe ding, selfe beginsel van lineariteit. Ek het hierdie probleem in my wandel, ek wil 'n ander wandel voor die Here hê. Nou gaan ek na die Here toe, en ek bid hom om my hierdie ander wandel te gee. Jy gaan dit nie kry nie. Maar in hierdie hele aspek van beheer is daar 'n verskriklike belangrike ding wat julle moet raak sien. Weet julle wat? Omdat ons in beheer wil wees, leef ons die hele tyd in die toekoms. Jy moet mooi gaan kyk na jou eie lewe as jy stil word voor die Here. Ek is in beheer. En omdat ek in beheer is ek die hele tyd besig om die toekoms te bedink. En omdat ek die hele tyd besig is om die toekoms te bedink, is ek besig om in lineariteit te beweeg. God is nie in die toekoms nie. Ek wil vir julle 'n stuk gee wat in my lewe 'n geweldige verandering gemaak het. Geweldig. Kom uit hierdie boekie uit van
van the shack. Nou, moenie nou afsit nie, moenie wegloop nie, moenie sê dis nie vir my nie. Wow, kalm. Het is baie snaaks oorgedra en snaaks oorgebring. Ek verstaan. Daar is vir my wonderlike lesse in dit wat ek gelees het. Ek het nou al die fik 2 keer gesien. Maar ek wil met julle praat oor die geval toe hulle met mekaar oor die water wou loop. Nou, die boek gaan oor hierdie man wat 'n hele naweek by die God drie eenheid kuier in hierdie shack. Maar wat ek vir julle wil sê is, kyk na die gedeelte, of as julle die boek het, gaan kyk net weer hier van bladsy 141 af. Dis 'n gesprek tussen Jesus en hierdie ou, Mac, sy naam is Mac, waar hulle oor die water wil loop. Nou vra Jesus vir hom, nou waar leef jy? Leef jy in die toekoms? Leef jy in die verlede? Waar leef jy? Nou sê hy vir hom, Jesus sê vir hom, we were designed to live in the present. Jy was nie gemaak om anders te leef nie. But where do you, nou vra Jesus vir hom, but where do you spend most of your time in your mind and in your imagination? In the present, in the past, or in the future? Nou antwoord hy, nou sê, so rukkie gedink en hy sê, I suppose I would have to say that I spent very little time in the present. Want ons is die hele tyd besig met die toekoms. Dit bring 'n blok in jou gebedslewe. Want jy is die hele tyd besig om te top oor die toekoms. Waarom? Want daar's vrees. Het jy al ooit mense gesien wat dink oor die toekoms en dit dan as voorspoedig sien? Ek het nog nooit 'n ou gekry wat dit sien. Nog nooit. As ons oor die toekoms dink, of die toekoms benader, dan is dit in vrees. Want alles gaan net verkeerd loop. Ons kan dit nie anders sien nie. Laat jy dit toe om in jou lewe gestalte te kry. Laat jy dit toe dat hierdie ding in jou lewe al groter en al groter word, dan word die blokkasie in jou lewe ook al groter en groter. Nou ek gaan vra dat Renay vir ons hierdie gebed op die webtuiste sal sit. Dis 'n gebed wat ek gekry het. Dit kom van 'n ou Vader Dolinda al wat dit gebid het oor die oorgawe. Dis is seker een van die mooiste gebedsgesprekke wat ek in my lewe gelees het. Waar Jesus langs 'n persoon staan en hierdie ou is besig om te bid en die Here sê vir hom, waarom is jy so bekommerd oor alles waarmee jy besig is? Waarom gee jy dit nie vir my nie? En uit die Dolinda gebed begin ek besef, maar weet jy wat? Ons moet oorgee aan die Here. Die enigste antwoord om los te kom van die wet van lineariteit. Die enigste antwoord om los te kom van die katarakke in ons gebedslewe is om woord te gee. Het jy dit al probeer? Onmoontlik. Dan waarom? Môreoggend as ek opstaan en ek gaan bid, dan is ek net so depressed as wat ek was die vorige oggend, en dan besef ek is besig om in lineariteit te beweeg, want ek doen dieselfde ding oor en ek kry dieselfde resultaat. Hoe dom kan jy wees en asemhaal? Nou neem ons 'n stap en ons begin bid. Dan bid ons gee het oor. Here, ek gee het oor, is alles oor in jou. Alles is joune, Here is in jou hande. Dan stap ek by die voordeur in, as ek weer besig om daaroor te dink. Elke keer as ek daaroor dink, het ek dit teruggevat.
Nadat toe gaan ek, toe bid ek, toe sê, Here, waarom doen ek dit? Toe wys hy my, dit is soos 'n bal wat ek gooi. Dit is soos 'n bal, ons vat die bal, en ons gooi die bal. Jy weet, my kinders het sulke harde balle gehad. Sulke speelballe, dan, as jy hom gooi, dan bounce hom net so vinnig terug as wat jy hom gegooi het. Dis presies wat daar gebeur. Daai gebed is 'n gebed en jy sal daarmee identifiseer, jy gooi hom en hy kom terug. Jy gooi hom en hy kom terug. Jy is die hele tyd besig om te gee en hy kom terug. Ek het die sleutel vir jou. Weet jy hoekom doen ons dit? Weet jy hoekom kan ons nie ontslaa raak van hierdie blokkasie in ons gebedslewe nie? Weet jy waarom kan ons nie ontslaa raak van ons katterakke nie? Want ons kan nie oorgee nie. Want ons is in beheer. Ons kan nie dit afgee nie. Want ons is in beheer. Nou kom ek na jou toe en ek sê vir jou, jy sal die beheer moet afgee, want jy gaan net aanhou daarmee. En dan sê jy vir my, Krause, ek kan dit nie regkry. Sê ek, jy is op 'n goeie terrein. Waar lê die probleem? Weet julle wat, ek wil 'n klomp mense baie gou geweldig ontstel. Dit lê by jou redding. Dit lê by jou redding. Het jy al ooit gaan sit en jouself die vraag afgevra? Waarom het ek Jesus aangeneem? Jy al ooit die moeite gaan doen om stil te word en eenkant net te gaan sit. Vat nou al die boeke weg en vat die Bybel weg en gaan sit daar. Vat jou horlosie. Gooi hom in die kamer. Maar die ander ding wat jy natuurlik in die toilet moet gooi, maar eintlik sal jy nie, en dis jou selfoon. En gaan sit net alleen by hom en word stil. En sê, Here, waarom dien ek hier? Ek aanvaar, ek is besig om met mense te praat wat reeds wedergebore is. Ek aanvaar as mense wat reeds tot redding gekom het. Ek praat nie met die ander mense nie. Ek praat met jou wat klaar Jesus aangeneem het, maar jy sukkel om in jou volle erfenis in te kom, want hy is nie sentraal in jou lewe nie. Hoe kan jy dit vir my sê? Ek is elke Sondag in die kerk. Ek wil vir jou vra, waarom dien jy hom? Wat soek jy dan Sondag in die kerk? Ek wil hê dat julle oor hierdie vraag van my mooi bedink. En wees gereed om 'n antwoord te hê as ek terugkom na julle toe. Geniet die week. Ons praat weer. Oh, thirsty, and oh, are we? Come to the fountain, dip your heart in the streams of life. Let the pain and the sorrow